Goeienaand en baie welkom by ons woensdag aand, ons goeie nuus om 7 en dit is dan ook vandag die 22ste Oktober 2025. Hierdie tyd van die jaar voel ons bietjie, dit is nog nie einde van die jaar nie, maar ons is alles vir die einde van die jaar, maar kom ons byt vas, ons sal ook hier deurkom. Ons gaan Daniël 2 vanaand bietjie saam lees en saam oordink, maar kom ons bid net vir die Here se lig. Ons Vader, Here, U is groot en goed, en daarom hou ons aan U vas, daarom dien ons U en eer ons U, ook soos wat U ons leer in die woord, deur die Gees en die waarheid, en U woord is die waarheid, en daarom, Here, mag U ons ook deur U woord lei, mag ons ook daardeur net ook in ons verhouding met U groei, Here, want as U dit deur U Gees vir ons gee, dan is dit moontlik, en onsself het ons dit nie, en daarom bid ons vir U lig, ons vra dit in Jesus se naam, amen. Nou ja, ons gaan Daniël 2 lees, maar voordat ons dit lees, net eers so 'n bietjie die kaart, is maar 'n bietjie agtergrond. Nou die pers gedeelte is die Babyloniese ryk, dis waaroor Nebukadneser geregeer het, wat nogal 'n groot stukkie aarde is, en vandag is dit dan Sirië en Libanon en al daai lande, Israel, Jordanië, Egipte, dele van Turkye en Iran, en dan 'n deel van Saudi-Arabië en Kuwait. So as mense sou kyk, dis een man wat daai stuk aarde geregeer het, en hy het natuurlik mag gehad soos wat enige president vandag maar net sal van kan droom. En ja, so mooi stukkie aarde wat 'n hele klomp lande soos wat hy vandag ingesluit het. Nou goed, en dan lees ons Daniël 2, eers net die eerste 5 verse. In die tweede regeringsjaar van koning Nebukadneser het hy 'n droom gehad wat hom so ontstel het dat hy nie kon slaap nie. Toe het hy die towenaars, die voorspellers, die golaars en die sterrekykers laat roep om sy droom vir hom uit te lê. Hulle het toe voor die koning kom staan en hy het vir hulle gesê, ek is ontstel oor 'n droom wat ek gehad het en ek wil weet wat die droom beteken. Die sterrekykers het die koning in Aramees geantwoord, mag die koning baie lank lewe. Vertel ons die droom en dan sal ons dit vir u uitlê. Die koning sê toe vir die sterrekykers, ek het klaar besluit. As julle my nie die droom en sy uitleg kan gee nie, sal julle aan stukke gekap word en sal van julle huise puinhope gemaak word. Maar as julle die droom en sy uitleg gee, sal julle baie geskenke en groot eer van my ontvang. Gee my dus die droom en sy uitleg. Nou in die aard van die saak kan hulle dit nie doen nie. Hulle sê vir die koning, hy is bietjie onregverdig en nies meer. En Daniël, wat ook een van die raadgewers was nie daar nie. So hy hoor dit, hy wil hoor, hoekom moet hulle nou doodgemaak word, al wat vir hom vertel, en dan sê hy, nee, maar hy sal met die koning gaan praat, en dan gaan vertel hy vir die koning, is dan vanaf vers 31 af, hy praat dan met Nebukadneser, hy het 'n visioen gehad, daar was 'n groot beeld, dit was hoog en het baie geblink, dit het voor u gestaan, iets skrikwekkends, die beeld se kop was van suiwer goud, sy bors en sy arms van silwer, sy maag en sy heupe van brons, sy bene was van yster en sy voete deels van yster en deels van klei. Toe jy nog so kyk, breek daar 'n klip los sonder dat 'n hand daarin geraak het, en dit tref die beeld teen die voete van yster en klei en verpletter dit. Die yster, die klei, die brons, die silwer en die goud is alles fyn gestamp, en het geword soos kaf op die dorsvloere wat in die oestyd deur die wind weggewaai word, sodat geen spoor daarvan oorbly nie. Die klip waardeur die beeld getref is, het 'n groot rots geword en het die hele aarde bedek. Dit is die droom. En nou sal ek dit vir u uitlê. En dan van vers 47 af is nou na die uitleg wat Daniël vir die koning gegee het, gebeur die volgende. Die koning het vir Daniël gesê, werklik, julle God is die grootste van al die gode. Hy heers oor die konings en hy openbaar geheime, want jy kon hierdie geheim bekend maak. Die koning het hoë eer aan Daniël betoon, vir hom baie en groot geskenke gegee om aangestel as gouverneur van die hele provinsie Babel en as hoof van al die koninklike raadgewers. Op versoek van Daniël het die koning vir Sadrag, Mesach en Abednego in beheer geplaas van die administrasie van die provinsie Babel, maar Daniël self het in die paleis gebly. Nou, om wakker te lê oor dit wat in die toekoms gaan gebeur. Nee, dit is wat Nebukadneser gepla het. En baie keer is dit maar met jou en my ook so. Nee, veral as daar dinge is wat ons ontstel, nee, wat ons bietjie oor die toekoms lê en wonder. Hoe gaan die nuwe lewe wees as ek nou in hierdie nuwe fase van my lewe is? Of nee, gaan ek genoeg finansies hê vir my ou dag en gaan ek weer gesond word? En
Nee, baie keer voel ons so magteloos oor die toekoms. Want op die einde van die dag is daar sekere klompie dinge wat ons kan doen, maar daar is baie dinge wat ons nie kan doen en wat net eenvoudig nie in ons beheer is nie. So as ons maar baie keer die versigtiging het van, ag, as ek maar net die wysheid gehad het, of net bietjie meer mag gehad het, nee, en baie keer is daai versigtiging iets wat gebeur, as dit klaar verby is, dan is dit ons nou maklik, nee, mense het altyd 2020 visie, as mens terugkyk, dan sien mens mooi wat jy moes gedoen het, maar is moeilik om dan so ook op te tree vir die toekoms. Nou, in hierdie geskiedenis wat ons gelees het, die geskiedenis van Daniël, word van geskryf hoe hierdie magtige groot koning ook wakker gelê het oor sy land en die toekoms. Nee, Nebukadneser was koning oor hy groot ryk wat ons net nou gewys het, en inderdaad magtig. Nee, in die verklaring van die droom later word hy ook beskryf as die koning van konings. Hy het heerskappy en krag en mag en eer ontvang, die hele bewoonde wêreld, mense, die wilde diere, die voëls was in sy mag. Hy was heers oor alles en hy kon fisies doen net wat hy wou. Nebukadneser het daarmee saam ook baie wysheid tot sy beskikking gemaak, tot sy beskikking gehad. Nee, dit is bekend dat hy omring het met groot wetenskaplikes van daardie tyd. En daarby saam het hy sy towenaars en sy voorspellers en sy goelaars en sy sterrekykers gehad en raadgewers gehad. En met al hierdie raadgewers aan sy kant kon hy dalk gedink het, hy het nou al die wysheid ook tot sy beskikking en tog lê hy wakker oor die toekoms. Hy dink oor wat met sy magtige ryk gaan gebeur. Vers 29 sê dat toe hy in die nag waarin hy die droom gehad het, gaan slaap het hy gedink oor wat in die toekoms gaan gebeur. Dit was iets wat hom wakker gehou het. En so is dit met ons ook, nee? Toekoms is maar onseker, ons het nie eenvoudig nie beheer oor alles nie. Nou goed, en dan daardie nag gaan droom hy. En die droom ontstel hom baie, dit hou hom uit die slaap uit. As iets in hierdie droom wat hom pla, nee, iets van hierdie groot beeld wat groot is en geblink het en amper skrikwekkend is as mens wil. Die beeld se kop was suiwer goud, sy bors, sy arm silwer, sy maag en sy heupe van brons, sy bene was van yster en sy voete deels yster en deels klei. En dan sê hy, terwyl hy nog so kyk, dan breek haar 'n klip los en hy verpletter dit alles. Nou goed, die Nebukadneser is natuurlik nie so groot soos wat hy dink hy is nie. Ja, hy het ook 'n magtige ryk, maar op die einde van die dag is hy nie eintlik die een wat in beheer is nie. En tog sien ons dit in die manier hoe hy optree, en dat hy maar tipies mens is. Nee, die wyses word met die dood gedreig as hulle nie die droom en die betekenis vir hom kan gee nie. En is tog natuurlik onmoontlik vir iemand om dit te vra nie. Dis hoekom hulle ook vir hom sê, maar niemand kan dit doen nie. Dis nie die gode wat dit sou kan doen en hulle woon nie hier by ons nie. So wat beteken die droom? Wat gaan in die toekoms gebeur? Wat is die betekenis van die klip wat alles gaan fyn stamp en wat hou dit vir ons in? So die koning voel iets van daai frustrasie, net so magteloos soos ons. Want wie van ons kan sê ons is absoluut in beheer van alles wat gaan gebeur? So op die einde van die dag maak dit nie saak hoeveel invloed jy het en watter posisie jy beklee nie. Net môre kan dinge totaal en al verander. En Jakobus skryf ook daaroor, hy sê, julle weet nie hoe julle lewe eers môre gaan wees nie. Hy sê, ons is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Maar goed, so dis die werklikheid van Nebukadneser, maar dan is daar ook 'n ander werklikheid wat deur die boek Daniël vir ons bekend gemaak word. Want deur die Here se diensknegt daar in Nebukadneser se paleis, openbaar die Here aan Nebukadneser wie hy eintlik is. Nee, dat al die mag en al die gesag en al die krag aan die Here alleen behoort. Want Daniël en sy vriende was ook raadgewers, en daarom word hulle ook gesoek om dood te maak. Daar's nie 'n vooruitsigkans, daar was nie 'n uitkomkans vir hierdie krisis wat die raadgewers nou bedreig nie. Hulle gaan almal sterf. So, asof die koning sonder sy raadgewers op 'n manier sou kon uitvind wat die droom beteken. En wanneer Daniël dan hierdie bevel hoor, dan sê Daniël, nee maar, hy kan help. Nee, nie omdat hy wat Daniël is so wonderlik is nie, maar hy aanbid die Here wat almagtig en alomteenwoordig en alwetend is. Hy en sy vriende, en daarom sal hy kan help. So Daniël het geweet, daar's 'n ander werklikheid, daar's 'n moontlikheid waarvan al hierdie ander slimmes rondom Nebukadneser nie geweet het nie. En dit is die werklikheid van die bestaan van die almagtige Here. Natuurlik vra Daniël eers bietjie uitstel by die koning, sodat hy en sy vriende kan gaan bid. Hulle bid om genade en dat die geheim van die droom aan hulle geopenbaar sal word.
so nederig, afhanklik van die Here, sonder om hulle self op die voorgrond te plaas. Hulle weet, hulle self het nie al die pag en die wysheid nie, hulle gaan na die Here toe. En eers dan word die geheim aan Daniël bekend gemaak. Die droom word verklaar. Die magte in die beeld word verduidelik. Nebukadneser se ryk is die kop van goud. Sy koninkryk was geweldig sterk en georden, groot mag gehad. Selfs oor die diere en die voëls. Sy ryk sou opgevolg word deur 'n ander ryk wat nie so belangrik sou wees as die van hom nie. En daarna sal 'n derde een, die een van brons kom, wat oor die hele wêreld heerskappy sal voer. Die vierde koninkryk sal so sterk wees soos yster, maar dit sal verdeeld wees, vandaar die voete en die tone wat deels van klei en deels van yster sal wees. Maar dan kom daar 'n ryk, heeltemal los, totaal en al iets anders as die van die beeld. 'n Groot klip vernietig, hy vergrys die beeld sodat dit soos kaf weggewaai sal word. Nou Daniël, nadat hy die openbaring van die Here ontvang het, kan dan nie anders as om eintlik 'n lofsang, as jy die hele hoofstuk gaan lees, dan sing Daniël 'n lofsang tot eer van die Here. Vir hom is dit duidelik, nie al die mag en die wysheid behoort aan God. Dit is hy wat tye en omstandighede wat verander en wat konings daar sit en konings weghaal. Dit is hy wat vir die wyse manne die wysheid gee en verstand gee vir die wat insig het. Nou, vir die verklaring van die beeld kan ons met die res van die geskiedenisboeke in die Bybel kan ons dit verklaar. Dat hierdie ryke dui op die wêreldoorheersing, eers van Babel, daarna die Meders en die Perse, daarna die Grieke en daarna die Romeine. Al vier vorm saam die beeld. In wese is hulle maar dieselfde. Hulle dink hulle is 'n wêreldmag wat al die wysheid en die krag in hulle hande vashou. Die klip wat loskom, sonder dat iemand daarin geraak het, sonder mense hande dan, is die koninkryk van God, wat die hemel sal oprig en wat nooit vernietig sal word nie. Dit sal nie deur 'n ander koninkryk vervang word nie. Dit sal kom, soos 'n klip wat loskom, sonder dat iemand daarin geraak het. En dit dui op die koninkryk van die Here, wat in die wêreld sigbaar geword het met die koms van Jesus Christus. Dis 'n totale ander koninkryk. Dis nie 'n nasionalistiese of 'n nasie-gebonde ryk nie, maar 'n ryk waarin Christus as die koning van die konings erken en gedien en geëer sal word. En dit sê ons Here Jesus ook, en die Bybel sê duidelik, dat deur sy dood en sy opstanding ontvang Jesus al die mag in die hemel en op die aarde. Hy openbaar homself as die enigste weg en die waarheid en die lewe. Hierdie ryk, hierdie koninkryk wat Christus kom vestig, werk totaal en al anders. Is nie 'n koninkryk wat werk met weermagte en magsvergrype en korrupsie en eie waan en selfregverdiging nie. Is 'n koninkryk wat bestaan uit alle volke, tale en nasies, en deur die tyd word dit al hoe weier en meer erken. En in die Bybel leer ons ook dat hierdie ryk van ons Here Jesus Christus sal bly regeer totdat hy alle bose magte totaal vernietig het, totdat die vyande aan hom onderwerp is. Uiteindelik sal die ryk sy volle betekenis kry wanneer Christus terugkom. Ons lees daarvan in Openbaring. Openbaring 11 sê die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde, en hy sal as koning heers tot in ewigheid. Op daardie dag sal al die nasies, die groot Babel ook nie meer bestaan nie. Op daardie dag sal elke knie buig en elke tong erken dat hy God is, sê Romeine 14. Daar sal net een koninkryk wees, 'n koninkryk tot in ewigheid. Die koninkryk van ons Here Jesus Christus. En daarom, geliefdes, kan ek en jy maar regtig bietjie rustig wees oor die toekoms. Ons kan ook soos die digter van Psalm 4 op ons bed gaan lê en in die slaap raak. Maar ons kan daai rustigheid oor die onsekerheid van die toekoms kan ons net kry wanneer ons die perspektief van God in gedagte hou. Dat al weet ons oor die toekoms niks en dan het ons geen mag daaroor nie. Ons ken die een wat wel mag daaroor het en wat alles van die toekoms weet. Ons Here, ons Vader, ons God, wat deur die Christus en deur die Heilige Gees leef en regeer tot in ewigheid. En dis hoekom ons weet, waar kan ons gaan soek vir ons mag en wysheid? Waar kan ons op ons knieë in nederigheid gaan pleit om die genade van die Here? Nou natuurlik, om daai rustigheid te hê en te sê, ek weet, my Here is in beheer van wat kom, maak nie dat ek apaties raak en nou net sit en niks doen nie. Nee, ons word nie geroep om te onttrek van wat met en rondom ons gebeur nie. Nee, ons kan nie nou maar net al fatalisties sê, Gods water oor Gods akker nie. Nee, terwyl ons hier nou is, het ons juis 'n taak en 'n plek en 'n roeping in hierdie wêreld,
en om ook die koninkryk van die Here uit te bou en te lewe daarvolgens. Net soos wat die Here vir Daniël en sy vriende gebruik het in hierdie moeilike omstandighede om 'n heidense koning wat die Israelitiese godsdienst wou vernietig, te lei tot op 'n plek waar hy die almagtige Here erken as Here. Net so het ek en jy ook daai taak, want ons leef vandag onder 'n ander tipe regering, maar dis nie verniet of te vergeefs of per toeval nie. Ek en jy is hier om die perspektief van God as die almagtige, as die wyse, ook in ons wêreld uit te leef. So, ja, wat die owerheid van die dag ook al mag dink, dis maar tydelik in terme van ons Here. Hulle kan ook net so ver gaan as wat die Here vir hulle toelaat. Hulle het net mag en gesag en so verre die Here dit vir hulle gee. So maar ek en jy nou hier waar ons is, het in die eerste plek 'n kalmte en 'n rustigheid oor die toekoms, en in die tweede plek ook 'n roeping in terme van ons hier en die nou. Wetend dat genadiglik is die toekoms nie in ons hande nie. Ons hoef nie desperaat te raak en ontsteld wakker te lê nie. Want ons weet die mag en die wysheid behoort aan ons Here en aan hom alleen. Amen. Kom ons bid saam. Ons getroue Here, wat 'n heerlike troos om te weet, U is 'n God wat in beheer is. Dat U koninkryk die hele wêreld sal oordek en dat daar niemand is wat teen U troon kan opstaan nie. Ja Here, want U is net almagtig, en U behoort al die krag en die mag en die majesteit, die heerlikheid tot in ewigheid. Daar is net niks en niemand soos U nie. En dis heerlik om te kan weet dat die grote God is ons Here en ons Vader. Mag jy dan vir ons ook, Here, as ons na die toekoms kyk, daai vrede gee. En terselfdertyd ook 'n besef van ons roeping en taak hier en nou. Wil jy ons elkeen seën, mag ons lewe, o Vader, tot eer van U naam. Amen. Baie dankie vir jou tyd. Ek hoop jy het 'n pragtige aand en 'n heerlike week verder. Groetnis.